1 Korinte 12 vers 12 tot 20. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam al is hulle baie een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrenk. Die liggaam bestaan nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. In 1 Korinte 12 gebruik Paulus die beeld van 'n liggaam en hy sê nie net die kerk is soos die liggaam van Christus nie. Ons wat in Jesus glo is soos 'n liggaam nie. Hy sê ons is die liggaam van Jesus Christus. En 'n liggaam het baie ledemate. 'n Liggaam bestaan uit verskeie dinge. 'n Hand, 'n oor, 'n neus, 'n vinger, 'n mond. Ja, net so sê Paulus, is ons as kerk van Jesus Christus op aarde. Ons lyk verskillend, ons tree verskillend op, ons het verskillende sterkpunte en verskillende swakpunte, ons het verskillende gawes, maar ons is almal deel van Christus se liggaam en elkeen van ons het 'n funksie en 'n plek in die liggaam. En dit beteken twee dinge wat baie belangrik is. Die eerste plek beteken dit ons het die liggaam nodig. Wanneer 'n ledemaat nie vas is en deel is van die liggaam nie, is hy dood. Hy gaan dood en hy beteken niks, hy kan niks doen nie. Hy het die krag, die bloed, die energie nodig wat van die res van die liggaam afkom om te beweeg en sy taak uit te voer. Maar die liggaam het ook jou nodig as gelowige, want sonder jou, as jy nie jou deel doen in die liggaam nie, is die liggaam van Christus gebreklik. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om te weet, ons is deel van Christus se liggaam en Christus wil ons gebruik nie, maar dis ook 'n groot verantwoordelikheid. Het jy geweet, God hou daarvan om die liggaam, die ander ledemate in die liggaam te gebruik om jou gebede te beantwoord en God hou daarvan om jou te gebruik om ander se gebede te beantwoord. Natuurlik kan God net 'n wonderwerk doen, né? As jy dalk siek is en jy bid vir genesing, kan hy jou net gesond maak, sonder dat enige iemand of iets anders daarbey betrokke is. Maar meestal wil God ander mense gebruik om jou gebede te beantwoord. So jy bid vir iets, jy bid vir 'n antwoord, jy wil dalk leiding hê oor 'n sekere saak, en iemand kom gee vir jou 'n woord, iemand kom sê vir jou iets en jy weet, wow, dit is God se antwoord op my gebed. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy ingeskakel en deel sal wees van God se liggaam, van die kerk hier op aarde, en dat ons funksie sal vervul, dat ons gawes sal gebruik en sal uitleef, sodat die liggaam nie gebreklik is nie, maar sodat die wêreld kan sien, Jesus Christus leef hier op aarde, deur ons. Here, baie dankie dat ons so bevoorreg is, dat U ons gekies het, dat U vir my gekies het, om deel te wees van U liggaam op aarde. Here, ek wil 'n aktiewe, 'n fikse, gesonde lid wees van die liggaam. Ek wil my deel doen. Wys vir my wat my deel is, en gee vir my die krag en die genade om dit goed te doen. Hier is ek is tot U beskikking. Amen.